Waar ek wil raak is ontwikkelingstrauma, developmental trauma. So, wat is ons 5 biologiese kernbehoeftes vir elkeen van ons? En dit is, jy weet, party van daai behoeftes kan ons sê, maar dis emosionele behoeftes. Maar dit is biologiese behoeftes net soos wat dit emosionele behoeftes is. Want elke emosie is iets wat ek sensories in my lyf ervaar. Daar gebeur iets fisiologies binne in my liggaam en in my brein en in my senuweestelsel wanneer ek 'n emosie ervaar. Ek kan nie sê ek het ervaar 'n emosie en dan gebeur nie iets in my liggaam nie. Elke emosie wat jy ervaar beteken daar's 'n chemiese daar's stowwe wat afgeskei word in jou liggaam en stowwe wat afgeskei word in jou brein wat maak dat jy op 'n sekere manier voel. En op grond van die manier wat jy voel, natuurlik dink jy en tree op. So 'n emosionele behoefte is ook 'n biologiese behoefte. Die twee loop altyd hand aan hand. So ons gaan kyk na die 5 kernbiologiese behoeftes wat ons het en dan as ons dit nie ontvang nie, as ons dit nie kry nie of nie genoeg daarvan kry nie, wat is ons aanpassingsstyle of ons oorlewingsstyle of die Engelse woord is sommer jou coping meganisme, jou coping style wat jy dan van self leer. Iemand leer dit nie eers vir jou nie, jy leer dit van self, jy leer dit deur voorbeeld, jy leer dit deur te moet oorleef in jou situasie. En dis wat eintlik so ongelooflik is dat eintlik is ons stelsel dit wie ons is eintlik verskriklik sterk om te dink ons kan soveel oorleef. En jy het 'n manier, jou stelsel, jou senuweestelsel het 'n manier om situasies te oorleef ten spyte van die feit dat jy nog nie regtig kognitief kan dink nie. Jy nog nie kognitief 'n plan maak en 'n prentjie skep en jouself verwoord nie en tog op daai ouderdom het die stelsel, jy as mens 'n manier gevind om daai situasie waar daar tekort was van die behoeftes te kon oorleef. En daai styl of daai gedragspatroon het dan saam met jou gevorm vir die res van jou lewe. En natuurlik dan wil ons baie keer labels aan dit sit. Ons wil labels sit van dis my persoonlikheidstipe. Nee, en ek hou baie van wat Gabor Maté sê. Hy sê eintlik jou persoonlikheidstipe is net 'n aanpassingsstyl wat jy het om te kan oorleef. En die omgewing waarin jy groot geword het, natuurlik daar is 'n mate van genetika agter dit. Verseker, maar jou grootste rol wat gespeel is in persoonlikheid en aanhalingstekens persoonlikheidsontwikkeling is jou omgewing. En hier's wat gebeur, ons leer om aan te pas in ons omgewing en te oorleef. Dit word procedural memory, dit word deel van my senuweestelsel, dit word deel van hoe ek optree en later word dit 'n label. 'n label wat ons gee vir dis hierdie persoonlikheidstipe, dit is hoe ek is, dit is wie ek is. En die oomblik wanneer jy jouself label, selfs soos net eenvoudig iets soos ekstrovert of introvert en wat jy ook al daarbey bedoel of wat jy ook al met dit verstaan, jouself label, dan leef jy met dit saam vir die res van jou lewe want jy het jouself gelabel. En net soos wat ons aanpassingsstyle gevorm het, oorlewingsstyle om te kan oorleef in 'n situasie, so kan dit verander. En dit verander wanneer daar herstel plaasvind, wanneer dit wat ons nie gekry het nie, verwerk kan word en ons nou as volwassenes kan leer om onsself te verwoord om dit te kry wat ons nie gekry het nie. So dan beteken dit nou as volwassene kan ek verantwoordelikheid vat om iets omtrent dit te doen en nou dat ek die kennis het en weet waar kom my gedragspatroon vandaan en hoekom ek optree soos wat ek optree, nou kan ek iets omtrent dit doen. Nou kan ek nie meer nou is ek nie meer in daai slagoffermentaliteit van ja, maar weet dit was my omgewing of dit was my ouers of dit was die tekort hier of die te lank daar of so nie. Nou kan ek die keuse maak om daar 'n verandering moet plaasvind. En ek het dit iewers op 'n vorige community gesê, ek dink ek het met die intensive community gesê 3 weke terug, is dat
Die wyse hoe jy weet jy groei is as iemand anders wat jou ken vir jou sê jy het verander. Dis hoe jy weet het gegroei. So groei is nie die hoeveelheid kennis wat ek kry. Groei moet uitspeel in my gedrag en hoe ek optree en hoe ek situasies hanteer. Dan kan ek sê daar het groei plaasgevind. En dan sal ander mense vir my sê jy het verander. En party mense sal dit vir jou in 'n positiewe lig sê, 'n positiewe gesindheid manier sal dit vir jou sê om te sê, "Wow, sjoe, dis goed om dit te sien." En ander mense sal dit sê asof dit krities is of op 'n kritieke manier, kritiese houding vir jou sê asof hulle hou nie van wie jy nou is nie. Want hulle hou nie van die manier hoe jy nou kan grense stel of hoe die manier hoe jy nou kan sê wat jy dink of sê hoe jy voel of sê wat jy nie van hou nie en wat jy nie toelaat nie. So die wyse hoe hulle dit dan vir jou sal sê is asof so daar's eintlik het ek meer van jou gehou soos wat jy was. En dit beteken dat wanneer ons verander, wanneer ons groei, beteken dit noodwendig, dit is gelyk aan 'n verandering in wie ons is. En wanneer daar verandering is, beteken ook daar gaan nuwe verhoudings wees en daar gaan sekere verhoudings wees wat nie meer daar is nie, of daar gaan sekere verhoudings wees wat ek minder van sien en minder mee te doen het, want die verhouding is nie meer op dieselfde vlak as wat dit was voor ek verander het nie. Dit is net hoe dit is. Dit is nie iets om oor sleg te voel nie, dit is iets om te weet, sodat dit is hoe dit werk. En natuurlik sal daar nuwe verhoudings bykom. So, om te kom op die onderwerp van ontwikkelingstrauma of developmental trauma en die 5 kernbiologiese behoeftes. Kom ek begin maar net by die slides en dan is dit dalk so 'n bietjie meer gestruktureerd. Hi, ek is Edgar Phillips en ek het multilevel neuroprocessing ontwikkel, al die afgelope 10 jaar meer as 1000 mense daarin opgelei, ook die neurocoach method ontwikkel en die afgelope 6 jaar meer as 500 mense deur ons opleidingsprogram gevat. En wat jy in hierdie video sien is 'n kort stukkie wat uit een van ons werkswinkels kom. As jy meer wil weet oor ons verskillende opleidingsprogramme, die verskillende fases met die modules, werkswinkels, kan jy net die skakel hieronder klik of aan die einde van die video.